Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 89 of the Afrikaans reading of the Afrikaans Quran, and this is the Heilige Quran. The Heilige Quran by Imam M.A. Baker. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him abundantly and all those who have spent money, time and effort in producing this book. Please get your free copy of the Quran today. Please do not delay. Contact the IDM 031 304 6883, the IPCI 031 306 0026 or 7, the MJC 021 684 4606, or Muhammad's Hardware 012 374 6102, and that's where I obtained my free copy of the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala reward all of them abundantly. Ameen. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful, in die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Hoofstuk 4, die vroue. Surah 4 An-Nisa. Episode number 89. Hoofstuk 4, afdeling 11 van hoofstuk 4. Die houding van die heiligelaars. Het u hulle gesien aan wie gesê is: weerhou julle hande van die kwaad, onderhou die gebede en beraal die zakat. Wat is die zakat? Die zakat is die verpligte gunste aan die behoeftiges, 2.5%. Maar wanneer hulle tot die stryd beveel word, dan vrees sommige van die mense soos Allah gevrees behoort te word, en selfs nog meer, en sê: ons Heer, waarom het u ons in die stryd gestuur? Waarom het u ons nie nog 'n rukkie lank uitstel verleen nie? Die voordeel van hierdie wêreld is maar gering, en vir die pligsgetroues is die hiernamaals beter, en nie die minste onreg sal julle aangedoen word nie. Waar julle ook al mag wees, die dood sal julle oorval, selfs al is julle ook op hoë torens. So remember, at that point, it doesn't matter where you are. You can be in the highest mountain, you can be on Mount Everest, you can be in the deepest nuclear underground bunkers, 100 feet under the ground, or 100 meters or 1,000 meters under the ground. You can be on the planet Mars, you can be on the Andromeda galaxy. It doesn't matter where you are. You can be buried in the soil, you can be cremated, you can be thrown into a volcano, you can be buried in the ocean, you can be lost in the ocean. Doesn't matter where or how your body has disappeared, Allah will bring it together, right? En as iets goeds met hulle gebeur, sê hulle: dit is van Allah. Maar as die kwaad hulle oorval, sê hulle: dit is van u, die profeet Mohammed. Sê: alles kom van Allah. Maar wat makkeer hierdie mense dat hulle nie die woord wil verstaan nie? Indien enig iets van goed met julle gebeur, dit kom van Allah. En watter kwaad julle ook al mag oorval, is deur julle eie toedoen. En ons het u Mohammed, as 'n boodskapper na die mense gestuur, sallallahu alaihi wasallam, en Allah is 'n bevoegde getuie. Wie die boodskapper gehoorsaam, is in der waarheid van Allah gehoorsaam. En diegene wie hulself wegkeer, u is nie 'n bewakker oor hulle nie. En hulle sê: ons is gehoorsaam.
Maar wanneer hulle van u af wegdraai, smee sommige in die nag komplotte teen u woorde. En Allah teken alles op wat hulle in die nag beraam. Wend u dus van hulle af en stel u vertroue alleen in Allah. En Allah is 'n uitnemende voog. Sal hulle dan nie die Koran bepens nie? Was dit van iemand anders as Allah, sou hulle daarin heel wat teenstrydighede ontdek het. Maar as hulle nuus van veiligheid of vrees verneem, versprei hulle dit. As hulle dit maar na die boodskapper of die gesagsvoerders verwys het, dan sou die uit hoofde van hul kennis dit kon verklaar. En was die genade van Allah nie met julle nie, dan sou julle almal met enkele uitsonderinge die duiwel gevolg het. Strewe dan in die weg van Allah, u is slegs vir u self verantwoordelik. Niemand kan van jou voete stap nie. En spoor die gelowiges aan, die kan wees dat Allah die strijdkrag van die ongelowiges betuil. En Allah is magtig en streng in die oplê van straf. Wie ook al as bemiddelaar in 'n goeie sak optree, sal 'n aandeel daaraan hê. En wie as bemiddelaar in 'n slegte sak optree, hy sal ook 'n aandeel daaraan hê. En Allah hou toesig oor alles. En wanneer jy gegroet word, groet dan vriendeliker terug of erken dit ten minste. Voorwaar Allah hou rekening van alles. Allah, daar is geen God nie behalwe hy. Dit is die Tawhid. Tawhid beteken La ilaha illallah. There is no God but Allah. Allah, daar is geen God nie behalwe hy. Op die opstandingsdag sal hy julle bijeenbring. Daaroor bestaan geen twyfel nie, en wie se woorde is meer opreg as Allah se. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. That's 89. Join me in the next episode, which is episode number 90 in chapter 4 of the Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.